Oh, Africa, sitange unende. We Namibia, si kai kan gas. Sengedam naman Afrikas. Podapan nula, esimwe apo. Ong gatero, yung utukiro. Hy woon en werk deesdae om die helfte van die jaar in Namibië en Oostenryk. Die kletsrymer is nie op sy bek geval nie en het hoop ander talente. Ons is uit en tuis by Wambuseen in sy woonstel in Windhoek se middestad. Skoon jou pa, want jy was nooit daar. Van my eerste dag begin moes ek van ma vra. Maar sy was besig om te werk om mee om skool te gaan. Want sy was hier, laat jy sien hoe ek nog goed staan. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Nou as jy hom nie ken nie, gaan jy hom nou leer ken. Hier by my is Lounen Nangombe, oftewel Wambuseen. Ja. Nou, vertel vir ons, jy weet, jou pad deur die lewe, van geboorte af, maar daarom nou nie die hele storie nie, ek kan 'n bietjie opsom. Ja. In Windhoek gebore. Laerskool het ek maar kom ons sê in Wambeland het ek nog groot geword in my laerskooljare daar by Oshivello. En op 'n punt vind ek myself by Maria Bron. Jy weet, dit is 'n plek waar ek nie weer wil teruggaan nie. Dit was ook my laerskooljare gewees en daarvan af toe kom ek nou terug Windhoek toe. En my oom het 'n ander storie oor die pad hoe ons teruggekom het Windhoek toe en hoekom ek nie terug wou gegaan het nie. En toe vind ek my nou by Van Ryn en dis nou kom my Afrikaans so anders klink. Ja. En dit was nou laerskool en toe jy 'n draai by die see gaan maak. Ja, nee, was ek nou my hoërskooljare het ek nou ek kon nie by die weer aanpas in Windhoek nie. Dis nou een van die goed, soos moes ek nou kus toe gaan. Ek het die allergies gehad en toe moes ek nou kus toe gaan en ek gaan begin toe by Herman Gemeiner by die tegniese skool en jaar daar gebly toe ek na die Duitse skool toe en ek gaan nou 'n jaar by die Duitse skool. Ek het nie by hulle baie goed aangepas nie. Toe gaan eindig ek op by SSS, Swakopmund Sekondêre. En dis nou waar ek my skooljaar klaar gemaak het. En is daar ook wat die kletsrym gogga jou gebyt het? Ja, wat gebeur het is, dit was nou die begin van die jaar. Jy weet, en elke begin van die jaar moet die mense mos nou die student representatives kies en so. En ek het nou op daai tyd gedink, so aan 'n grap, nee, kom ek skryf
liedjie in Afrikaans en dan, jy weet, dit sal nou, dat ek mos nog meer points kry. En net so, dis basies die begin van my klitsrym loopbaan. En ja, ons het 'n song gerekord en hulle het dit op radio 'n jaar later gesit en mense was nog bietjie nie geweet wat ek is nie. Is dit Wambu, is dit Kalat, is dit Lani, ons weet. En ek dink 3 jaar later toe ek nou op die radio, ons toevallig nou net 'n vriend van ons wat nou ook kletsrym doen, vir die radio het 'n interview gehad. En toe die ou nou, of toe kom ek nou daar en hulle sê, no, this is LO2. And sê, what? I thought you were white. En sê ek, nah, I am Wambu. Hoekom het jy Afrikaans juis gekies as medium? Dit is die taal wat ek vir my die maklikste in kan express. Jy weet, ek dink is 'n baie mooi taal, as 'n mens, as ek self moet sê. En in die woorde kom maar net makliker in Afrikaans as enige ander taal. Ek dink ek droom ook in Afrikaans. Do you hope you got what you came for? Bambusin! Hulle het gedog die Wambu gaan dit nooit weer doen nie. Jy het baie verskillende fasette. Jy dra baie verskillende hoedens. Ja. Raak 'n ou gewoond daaraan of is dit moeilik? Hoe bestuur jy jou lewe en hierdie identiteite? Ek sal dit so stel. Dis soms moet jy weet, van al die hoedens wat ek draai altyd net 3 op 'n slag. En dit raak, ek sal sê, soms is dit maklik, soms is dit nie. Maar ek vind altyd, jy in die lewe, omstandighede laat draai jou hoedens. Dis ook waar, of maskers beteken. Ja, maskers beteken. Van watter hoed hou jy die heel meeste? Ek dink is om my pa hoed, om pa te wees. Jy weet, dis as ek kon betaal word, net om by die huis te wees en my dogtertjies oppas. Ek dink dit sal ene wees wat ek baie geniet. So jy's 'n man met baie geduld. Ek is seker jou vrou hou ook daarvan. Nee, nie van die geduld nie. Want my approach in lewe is maar geduld. Ek het baie van dit, maar soms is dit ek het te veel geduld. Jy weet, so nie almal hou van te veel geduld. Dit is nou omtrent so 4 jaar dink ek, nee, wat jy so half Wydsbeen woon. Ja. Tussen Namibië en Oostenryk. Hoe dit gebeur? Ja, wel oor COVID moes ons nou getrek het aan 'n kant toe. Dit sou baie swaar gewees het om 'n familie, jy is like gesin van 4 mense in die land moet sorg, jy weet, en toe dink ons, okay, kom ons gaan maar Austria toe en dan gaan bly ons maar daar en so aan. En ek sal nie sê dit was maklik nie, maar dit was makliker gewees dit is makliker om 'n familie daar, vir 'n familie te sorg as wat dit hier is. Weet, so. Vertel bietjie meer van jou vrou en jou kinders. Ja, my vrou is van Austria, sy is daar gebore. Ons het basies, ons bly in die dorp waar sy gebore is. My kinders is 4 jaar apart en 4 jaar en 'n jaar apart van mekaar. So as die mense pointers so kom vra vir my. So Beplanning. Het jy redelik vinnig gewoond geraak aan, jy weet, Oostenryk? Nee. Kyk, ek pas baie vinnig aan enige iets. Ek moet, veral vir die verskillende hoedens wat ek dra, maar dit
dit was nie soos hulle sal sê in Duits of styrisch einfach. Dit was nie so einfach geweest nie, want dit is die weer wat jy aan moet pas, dis die kos wat jy aan moet pas, dis die social structure van die mense wat jy aan moet pas en so, dis dinge wat, al die goed is dinge wat my altyd na die huis laat verlang, jy weet, want is nie soos jy kan by jou buurmens gaan en sê nee, om my koppie suiker of enige iets, so almal is op hulle se eie in so tyd, so ja, my tydjie gevat, en die vleis proe nie soos ons vleis, ons is die beste vleis in die land, die bier ook, ons is die beste bier in die land, in die wêreld. Hoe skakel ons oor na die volgende rad toe? En watter genres? Kyk, jy weet, ek dink ons het nogal 'n sterk drama storie vertel, tradisie in film, maar ek weet komedie, daai soort goed, wat kan ons nog verder ontwikkel? Ek dink aksie is daar. Verbeel jou 'n James Bond man Tamara. Jage Bond. James Bond, jage. So, en Tamara's, ek meen, soms kan ons, as ek sê ons, is met taal praat, kan ons mos nog nie die J sê, so Abu James Bond. So, that's it. Vroeg al moes mense in ons land met mekaar begin praat. 'n Eerste basiese Duits-Osserio woordelys is op 27 Februarie 1860 deur die sendeling Johannes Rad voltooi, nadat Hugo Hahn al in 1857 die inheemse taal se grammatika geboekstaaf het. In Namibië se meer onlangse storie, dit was 'n skrikkeldag, 29 Februarie 1960, toe stigterspresident Sam Nujoma die land via Botswana verlaat het, om steun van Afrika en die buiteland te werf en die vryheidsstryd te begin. Simon Mzee-Kakungwa het in 1964 op 20 Februarie in ballingskap gegaan en die eerste vegters vir die struggle begin oplei. Binne die landsgrense is op 29 Februarie aangekondig dat die Bondel-Swartsel reservaat by Warmbad sou verloor. 400 mense is later van hier na Gibeon verskuif. Intussen duur die grensoorlog voort. Op 19 Februarie 1978 vang planvegters Johan van der Mescht, 'n Suid-Afrikaanse soldaat, tydens 'n geveg by Ilundu. Hy is op 5 Mei 1982 in Berlyn saam met verskeie westerse agente uitgelewer in ruil vir die Russiese spioen Alexei Koslov. Vroeger in 1982, op 16 Februarie, is 'n skietstilstand in die grensoorlog afgekondig, maar die plan vir 'n gedeeltelike onttrekking uit Angola en beheer oor 'n buffersone deur 'n gemeenskaplike moniteringskommissie het in 1985 in duie gestort. 4 jaar later was vrede 'n uitgemaakte saak. Op 26 Februarie 1989 kom generaal Prem Chand in die land aan om bevel oor die VN se UNTAC-magte te neem. Op 28 Februarie, 2 dae later, ontbind die interimregering en die administrateur-generaal Louis Pienaar neem tydelik volmag oor Namibië se bestuur. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061-292-8000. Santam. This is freedom. Lounen, jy
is ek wil nou sê 'n politieke stem, maar dalk moet ek eintlik eerder sê dikwels is musikante in elk geval sosiale kommentators. Ja. Veral ook in kletsry. En die ander dag is Koert van François se standbeeld verwyder en ek dink jy het toe die nuus getref daarna. Wat is die storie agter daai storie? Net opsommend. Ja, ek was eintlik daar gewees en toe sien ek soos hulle dit afhaal. En dit was maar, ek sal sê ek was neutral in die hele storie, want ek sal sê I am not for, I'm also not against. So, want jy weet, ek dink ek is een van die mense wat baie min kan praat op daai spesifieke topik. Want die een kant van my familie dit veroorsaak, die ander kant het gelei daarop. So dis nou waar ek staan, maar as iemand moet iets sleg sê, sal ek my punt daarop sit. Ek sal sê kyk, ek sal defend, ek sal staan waar vanaf ek kom. Jy weet, ek is nie iets waarop ek skaam is nie. Ek sal nie sê ek is nie trots op die nie of ek is nie trots op daai nie. Ek meen iemand nou die dag het vir my gesê ja, jou oupa grootjie was veroorsaak vir die oorlog of iets wat daar gebeur het. Ek sê ja, hy was. Is nie iets waarop hy trots was nie. Maar hy was. En nou sê ja, jy moet, Duitsers die en Duitsers die en sê ek kan net vir jou sê waar vanaf ek kom. Ek sal nie en hy boetjie inspring en sê okay ja nee, ek staan vir wie of ek staan vir die, wat eintlik nou baie swaar ding is, want kyk my kinders is mos nou ook nog half Austrian en half Namibians of Wamboekies, so Wambo meisies. So daar kom 'n tyd wanneer jy moet kies. Jy vir my sê are you for or are you against? I'm like nah, I'm not. I just stand for my family. Radio, TV, musiek, Ja. films, skryf, dis sommer nou net 5. Ja. Vinnig op een hand. Ja. Wat jy weet, geniet jy die meeste nog? Okay, ek sal sê musiek nog steeds. Want dis die enigste plek waar ek voel dat ek het beheer oor daai situasie of daai 5 minute of die uur wat ek op die verhoog is, dis myne. Jy weet, niemand kan vir my sê dit werk of dit werk nie, of jy moet wat daai is waarvan ek hou en so aan, ja. Vertel vir ons van jou filmskool. O ja, dis in elke stage van my lewe voel ek altyd, ek moet, as ek iets klaar maak, dan besluit dit, okay, ek moet iets vir die mense los. In die filmskool is dit basies, is dieselfde trade, alles is art. En toe ek nog gedink, dit sal goed wees om Namibiese stories te kan sien op TV, of dit nou in Hollywood is, of ons version van Hollywood. Net dat ons as Namibianers ons eie stories kan vertel. So dis die idee agter die filmskool en so aan. Ek dink jy film groei in Namibië. Daar is baie potensiaal. Ek dink ons groei nie vinnig genoeg nie. Ek weet, as 'n mens kyk na hoe tegnologie nou is en waar ons is, dink ek ons groei nie vinnig genoeg nie. Ons het, daar's goeie kunstenaars as dit kom by films maak en akteurs en akteure en so aan, jy weet, en ek dink daar is, maar ons is nie, ons is nog in eerste raad. By jou skool werk julle met al die verskillende genres om dit te ontwikkel? Ja, ons leer in Engels, maar ons motiveer altyd die studente dat hulle se vat dit
wat jy geleer word en doen dit in jou moedertaal. Jy weet, ons het studente van oral af, is nog van die suide, van die duim is nou Katima en Rundu. Ons het van die kus af, ons kom van oral af. Ons het ook studente van Sierra Leone. So ons leer in Engels, dan so ons, okay, vat dit nou en skryf 'n skrip in jou taal. En dan bring jy dit. En as ons nie genoeg akteurs het wat dit in jou taal kan doen, dan van ons van buitekant af wat dit moet kom doen. So dit motiveer en dit help dat ons soort van Engels sal ons sê preservation of die taal, jy weet. Ek wil net ons nog meer Afrikaans mense kry, laat ons die taal kan hou. Party ons dink almal moet 'n stukkie grond hê. Het jy 'n stukkie grond? Ja, nee, ek het. Is iets wat ek nou vir 'n baie lang tydjie het. En hoe ek dit eintlik gekry het is dat dit duur geword om groente te plant. En toe moes ons nou, dink ek nie, as ons nou ons eie groente kan plant, dan kan ons om groente in Windhoek te koop is baie duur. So toe het ons nou so begin maak en dan het ons die wat oorbly het ons nou verkoop aan die mense. En dit is hoe die passie begin het, en dan nou vleis en bokke en so aan en skape. En beeste het ons ook, maar dit is nou by die familieplas hierdie kant van Gobabis. So ek en my huis het ons eie stukkie grond waar ons nou aan werk en so. Is dit iets wat jy ook ervaar as deel van jou tradisie? Ja, jy weet by ons is eintlik nou, as ek sê ons, dan meen ek nou Wambo. Nie ons Duitsers of ons Tamaras of ons Lanis, ons Wambos. Dan glo ons dat jy moet ons rykdom lê in beeste. So ons tel nie geld soos geld. As ek 'n vrou vra om te trou, ek kom met beeste, nie met geld. So dan onderhandel ons nou om te sê, nee, dit kost soveel, ek kan vir jou soveel beeste gee. So aan, jy weet. En soms dink die mense, as ek sê, nee, ek geef jou 8 beeste vir jou dogter, en dan hulle, 8 is min, 8 is baie. Nog as dit nog ook goeie beeste is, ja. Het jy, ons noem het nou maar lobola vir jou vrou betaal? Nee, ons het nie, want hulle die plastic kan. Ja, vir hierdie masjien is daar ongelukkig nie ander woorde. Ander dag het ons by 'n gasvrou gekuier. Sy doen bietjie houtwerk. Jy het 'n masjien. Hierdie man maak nie net liedjies en films nie, hy maak ook klere. Waar kom dit vandaan? Wel, is net een van die skills wat die mense het. Ek die klere. Die ding is, as ek die musiek doen en hou ek van, dan werk ek met die MBC. Soms vat het vir my hele aan. En ek hou net aan. Jy weet, dit gaan raak so, ek gaan raak moeg. Maar dan rus ek so 'n bietjie. Dan ek weer verder. Alle grappies op 'n stokkie. Ja. Het jy dit op skool al, weet jy gedoen of waar het jy dit geleer, naaldwerk? Ek op 'n tyd in Swak op die ek noem maar my guardian. Sy het naaldwerk gedoen in die garage en so aan so. Okay, kom ons. Sy het die ander werk gehad nie. Die trane loop nou. Okay. Wat geniet jy daarvan?
Like in die lied, hoe die nou so zigzag gaan. Soms dan stel ek dit dat dit so stadig steek. Nee. Daar is alle soort verskillende maniere hoe 'n mens kan van A tot Hier ooit gedoen kry. Nee, ons is nou reg. Alles is nog net nalwerk van toe nalwerk. Jy het vertel jy het al vir jou kinders ook Ja, klere gemaak. Maar jy hulle gemaak het. ek kan nie vir julle genoeg sê hoe ek van dit hou nie. Elke dag dink ek van dit. Dis 'n regte stokperd. Hierdie ding is nie net 'n prop wat jy in die huis gebruik om mense te vermaak nie. Nee. Is nie hoe ek vroumense optel. Ek meen, ek kan dit werklik waar doen. Hy gaan vir ons foto's ook gee om te bewys hy kan met die masjien werk. Ja, wag ons moet die ding oor doen. En so kan 'n mens die. Sy is Dirk Mat se dogter en het 19 jaar in die media wêreld deurgebring. Ons is 'n baie geseënde familie. Ek is 'n ontspanne ma. Ek het my nie doodgedra aan nonsens nie. Sjoe, dit moet lekker wees om vir haar as 'n ouma te hê. Nou is sy afgetree en geniet haar kleinkinders terdee terwyl sy vrye teels aan haar ander passies kan gee. Ons ry nou al vir 20 jaar, elke tweede jaar op 'n lang Afrika safari. Ons kuier in uit en tuis se volgende aflewering by Krishna Greef. Kaikan gas, sengedamran naman Afrikaans, Onda panula, eshi weapo, om gatero.